Ek wil vanoggend gesels oor 'n gedeelte wat ek in die verlede, weet nie hoe onlangs dit was nie, dat ek reeds gesels het oor, maar ek het net vanoggend het ek 'n gevoel dat ek moet hierdie weer deel, want iemand het dit nodig. Die titel is, jy besit reeds in geloof. En ek wil gaan na 1 Konings 17, vers 7 tot 16, wil ek vir julle lees, maar na die verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Dit is nou in Sarfat. Toe kom die woord van die Here tot Elia. Maak jou klaar, gaan na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan. En toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juist besig om daar houtjies bymekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in 'n kan, dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Here God lewe, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik, en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek en maak vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar, wees dan nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaar maak. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet en sy en haar gesin daarlang. Die meel in die pot het nie opgeraak nie, en die olie in die kruik het nie minder geword nie, volgens die woord van die Here het hy deur die diens van Elia gespreek het. Die gedeelte sê vir my dat ons is baie keer bekommerd oor die bietjie wat ons het. Ons sien nie ons weg oor hoe ons gaan voorsiening maak vir soveel dinge wat ons verbind is aan die, wat ons 'n verantwoordelikheid teenoor het nie. En dan is ons bekommerd en ons maak klaar vir verlies. Ons maak klaar om te misluk. Ons maak klaar om maar nie verder te kan aangaan nie. Dit is nou maar die ding. Ons weet nie hoe om aan te gaan nie. Maar wat ek vir my interessant is dat in hierdie gedeelte het die meel nie meer geword nie, maar dit het nie opgeraak nie. Die olie het nie meer geword nie, maar dit het nie opgeraak nie. Baie keer die bietjie wat ons in ons hand het, is genoeg vir God om ons mee te onderhou, om voorsiening te maak, om ons deur te dra. En ons moet ons nie bekommer, want die Bybel sê, hy sorg vir die mossies. Hy kleed die lelies van die veld. Die weduwee het en haar gesin het deur 'n geweldige droogte gegaan. Sy het klaar moed opgegee, sy was bereid om te sterf. Sy het verwag om die laas, hier kom 'n man wat van sê, geef my van jou laaste wat jy het. Baie keer is ons in 'n situasie waar ons gekonfronteer word met iets wat sê, geef my daai bietjie, vertrou God met die bietjie wat jy het. Nie om dit weg te gee om God se arm te draai nie. Maar ons moet baie keer iets doen en ons hak vas, want ons logika sê vir ons die teendeel. Terwyl God werk met die onwaarskynlike. Hy gebruik die onwaarskynlike persone, hy gebruik onwaarskynlike situasies om 'n uitkoms te bring. Baie keer laat God hierdie dinge op ons pad kom om ons te forceer, om aan te pas, om ons geloof uit te leef. Dis baie keer hierdie dinge is nodig. Hierdie vrou het gevoel, hierdie man wat met my kom praat, is ongevoelig en arrogant om vir my hierdie dinge te vra, terwyl ek nie het nie. Jou kondisie, jou omstandighede is dalk moeilik. Ek weet nie, is dit dalk siekte nie, is dit dalk vandag finansies nie, is dit dalk werk, wat dit is nie, ek weet nie wat dit is nie. Maar jou verwagting is dat jy moet optree soos jy beplan het. Ek maak my klaar, ek het nou hierdie siekte, ek het nou hierdie ding, en ek moet nou maar van nou af so leef, ek gaan hierdie hulpmiddels nodig hê, ek gaan nie meer dit en ek gaan nie meer dat kan doen. En dan kom daar baie keer iets van die Here af wat vir ons sê, ons moet iets doen wat nie sin maak nie. Iets wat buite ons berekening is. En ek wil vanmôre vra, as jy bereid om God te vertrou en gehoorsaam te wees, wat op jou pad gesit raak. Ja, ons moet seker maak, en ons kan vir die Here vra vir bevestiging uit sy woord uit.
Baie keer kom iemand met 'n profesie of baie mense is geneig om te sê die Here sê. Ek is baie versigtig om dit te sê, want as ek nie duidelik dit hoor van die Here af nie. As die Here nie deur skrif my dit dring op my hart lê dat ek dit moet deel met iemand nie, dan is ek versigtig om te sê die Here sê. Baie mense sê baie maklik, praat hulle uit hulle eie ervaring, uit hulle eie emosies, praat hulle en wil hulle sê die Here sê. Dis eintlik wat hulle sê en hulle wil dit eintlik net so half 'n bietjie beklemtoon by die Here daarop. Ek het in my lewe gehoor 'n profesie wat iemand vir my gegee het en ek het gesê ek hoor dit en dit is die antwoord wat ek soek. Ek was in 'n situasie waar ek 'n besluit moes neem wat redelik drasties was, wat oorlewing of mislukking sou beteken het. En iemand het 'n profesie uitgebring nie nadat ek my situasie gedeel het met daardie persoon nie, maar die persoon was nie bewus van my situasie. En daardie persoon het op 'n aand 'n profesie gebring in 'n byeenkoms en ek het gesê as dit van die Here af is, sal ek dit vat. En die Here het dit die volgende dag deur sy woord aan my bevestig terwyl ek stilte tyd gehou het. Het die Here dit met skrif bevestig aan my. Hoe? Die Bybel moet ons toch nooit gebruik soos 'n horoskoop nie. Om te wat sê die dag? Hoe gaan my dag wees? Hoe gaan my week wees? Wat sê die Here van dit nie? Dit is nie 'n sterre voorspel die Bybel nie. Maar God het 'n skrif op my hart gelê wat ek nie in 'n gedeelte waar ek nie gereeld lees nie en wat ek nie daardie oggend beplan het om te lees nie. Dit was nie van oor die stukkie van 'n dagstukkie het vandag nie. Dit was heeltemal in 'n ander deel van die Bybel gewees, in die Ou Testament. Maar God het, toe ek dit lees, het ek onmiddellik besef dat dit 'n bevestiging van God is op dit wat vir my gesê was en dit waaroor ek bekommerd was. En dit het vir my die antwoord gegee om 'n besluit te neem. Is jy bereid om God te vertrou en gehoorsaam te wees as hy met jou praat? Al is dit iets wat nie sin maak, ja, al is dit iets in stryd met wat jy ervaar en met wat jy sien, of wat jy beplan het. Doen jy soos God jou dring, of het jy jou eie reëls en kondisies? Jy mag dalk verloor dit waaraan jy klou, of self sterf as gevolg daarvan. As hierdie vrou geweier het om te doen wat Elia aan haar gesê het, dan sou sy heel waarskynlik sy en haar gesin sou gesterf het. Maar dit is waarvoor sy haar reg gemaak het. En baie keer wil ons eie planne maak, en baie keer wil ons eie dinge hê, en ons verwag eintlik net dat God dit moet goedkeur. Want ek is in die situasie, ek kom al so lank daarmee aan, ek leef daarmee, ek weet, en dit is my verwagting. En baie keer glo ons die inspraak wat mense in ons lewens het. Want mense kom en bevestig die negatiewe baie keer. En dit is hoekom dit belangrik is dat wanneer ons praat, wanneer ons oor onsself praat, wanneer ons oor ons omstandighede praat, wanneer ons oor omstandighede in die land praat, in die wêreld praat. Dinge lyk nie goed nie, ja, dis 'n realiteit. Maar ons moet versigtig wees wat ons sê daaroor, want woorde het krag. Woorde het krag, ons kan siekte oor onsself spreek, ons kan dood oor onsself spreek, of ons kan sukses oor onsself spreek. Ons moet nie moed opgee nie. Ons moet nie moed opgee nie, ons moet op die Here vertrou. 2 Konings 4 vers 1 tot 7 vertel vir ons van Elisa wat ook by 'n weduwee gekom het. En 'n sekere vrou, die vrou van die profeet se seun, het na Elisa geroep en gesê: "U dienaar, my man is dood, en u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeiser gekom en my 2 kinders vir hom as slawe te neem." Toe sê Elisa vir haar: "Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat in jou huis is, wat jy in jou huis het." En sy antwoord: "Die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie met olie." En hy sê: "Gaan, leen vir jou van buite af kanne. Leë kanne van al jou bure, leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe, en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is." Sy het toe van hom al weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit, en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun: "Bring vir my nog 'n kan aan." Maar hy antwoord daar is geen kan meer nie. Toe gaan die olie staan. Daar kom sy om dit aan die man van God te kenne te gee, en hy sê: "Gaan verkoop die olie en betaal jou skulde,
en van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe. Jy sien, God voorsien nie noodwendig net in dit wat ons behoefte is nie, hy voorsien in meer as dit. Hy voorsien in meer, hy help ons nie net om 'n probleem te oorkom nie, om 'n situasie, 'n mediese toestand te oorkom nie. Nee, hy help ons om meer. Hy gee vir ons bonatuurlike gesondheid. Hy gee vir ons voorspoed. Hy het vir Job, wat deur die duiwel aangeval was en ontneem was van kinders en eiendom wat hom op 'n asoop laat beland het met swere wat hy met 'n potskerp gekrap het God gekom en het hom herstel as gevolg van sy geloof en sy volharding. En God het hom herstel en hy het vir hom gegee in 'n dubbele mate. Het hy vir hom gegee. Nie net wat hy gehad het nie, hy het vir hom in 'n dubbele mate gegee. God wil vir my en u herstel met meer as wat ons behoefte is. En ja, dit vat baie keer tyd. Ons sien dat hierdie vrou het 'n vrees gehad om dit wat kosbaar is te verloor. Ons het baie keer daardie vrees om dit wat vir ons sentimente, dit wat vir ons dierbaar is, dit wat vir ons tradisie het, om dit te verloor om dit prys te gee. En dis baie keer die rede hoekom ons vasgevang bly in 'n situasie, hoekom ons nie gelos breek nie, hoekom ons nie 'n deurbraak kry nie, hoekom daar nie vir ons deure oopgaan nie. Omdat ons vasgevang sit, verknog geraak het aan sekere dinge in ons lewe. Die hopeloosheid van die situasie het gemaak dat sy nie 'n uitkoms gesien het nie. Ons sit baie keer in 'n situasie wat ek sê, ek bid, maar dit is asof die Here nie vir my hoor nie. Dis ek hoor niks van die Here af nie. Ek wag en ek soek. En ek weet nie wat om te doen nie. Ek is moedeloos. Dikwels moet iemand van buite ons bewus maak van wat ons het. Ons kry baie keer tunnelvisie te midde van omstandighede en gewoonte. Ek weet, ek myself was in 'n beroep gewees op 'n stadium in my lewe waar ek later van tyd nie meer wou wees nie. Dit het my laat stagneer. Dit het my maar net van maand na maand deurgedra om 'n inkomste te voorsien, want ek moes voorsien vir my gesin. Maar ek het tunnelvisie gekry. Daar was geleenthede, daar was kansse gewees vir my om uit te beweeg uit die situasie uit. Nie 'n ander werk nie, maar in ander afdelings van die werk waar ek miskien meer werksbevrediging sou gekry het, maar ek het tunnelvisie gekry omdat ek kortsigtig was. Omdat ek nie bereid was om te luister na wat die Here vir my sê nie. Omdat ek trouens op daardie stadium van my lewe nie die Here naby my gehad het nie. So ek sou sy stem nie herken het in elk geval nie. Al het hy met my fisies gepraat nie. So ons moet versigtig wees dat ons nie gekondisioneer raak deur omstandighede en gewoontes nie. Ons moet versigtig wees dat ons nie vasgevang raak en tunnelvisie kry nie. Ons moet 'n ander perspektief kry. Ons moet so 'n bietjie probeer om terug te staan van ons situasie, van ons probleme, van te sê, okay Here, help my om te sien wat my weerhou. Wat is daar wat ek miskyk? Miskien is jy nie bewus van dit wat jy vanmôre in jou huis het nie. Miskien is die vraag wat vanmôre aan jou gevra word, gee my te kenne wat jy in jou huis het. Miskien moet jy dit beskikbaar stel vir die Here. Miskien moet jy dit toelaat dat die Here daarmee werk. Dat die Here kan kom en dat die Here kan vermeerder om nie net in jou probleemareas te voorsien nie, maar om te voorsien wanneer die probleem opgelos is ook. In Lukas 15 vers 11 tot 20 lees ons van die verlore seun en ek gaan nie die gedeelte lees nie. Hy het verkeerde opsies in tye van voorspoed gemaak. Keuses en opsies. Ons maak baie keer keuses en keuses ongelukkig het gevolge. En wanneer ons keuses maak, moet ons leef met daardie gevolge, want jy sien, as ek kom en ek het gefouteer, as ek gesondig het, en die Bybel sê vir my, die Here sal jou vergewe, wat hy wel doen, dan moet ek besef, dat hy nie die gevolge van my keuse gaan wegvat nie. Die gevolge van my versuim of my optrede nie. Maar dat dit daar gewees, maar hy sal vir my die krag gee, om daardie gevolge van die keuses, om dit deur te staan, om dit te verwerk, om dit te oorwin. As ek voor 'n berg te staan kom, en voor 'n woestyn te staan kom, gaan God dit nie wegvat nie. Hy gaan vir my die krag, die genade gee, om oor dit en deur dit te beweeg. Die kennis, en wat ek nodig het.
Jy sien, keuses het langtermyn gevolge. 'n Keuse in een oomblik, 'n handtekening op 'n papier kan jou vir jare gevange hou. 'n Keuse wat ek en u maak vandag het langtermyn gevolge. Na die positiewe kant toe ook. En ons is baie keer geneig om te gaan vir die tydelike, vir die kitsoplossings, die vinnige maniere. Daar's baie. Maar dit het almal langtermyn gevolge wat ons gevange hou in baie gevalle. Dit bring verligting vir nou. Dit lig die gewig van ons af en ons voel, ek gaan asemhaal vir een slag weer, maar weet jy wat? Daar's gevolge wat my gaan besig hou, wat my gevange gaan hou. Besluit om te midde van 'n krisis dit wat nie na veel lyk nie aan te gryp, eerder as om in die omstandighede te bly. Die bietjie wat jy wel het, gebruik dit. Moenie bly sit in die omstandighede. Moenie sit in môre nie. Moenie oral vir almal van dit gaan nou so sleg, jong. Ek weet nie of ek dit van maak nie. Ek voel so siek. Weet jy wat? Jy praat die dood oor jouself. Jy praat mislukking oor jouself. Jy besit reeds jou uitkoms, opregte berou en bereidwilligheid om te dien. Maak dit by omstandighede verander. Ons moes 'n aksie neem ten einde 'n situasie te verander. Jy sien, hierdie jong man moes ook besluit, hy het in die varkhok beland, waar hy honger was, waar hy die pele van die varke geëet het. En hy moes 'n keuse maak. Hy moes 'n verandering maak. Hy moes opstaan en iets doen. En baie keer is ons vasgevang as gevolg van ons eie keuses, as gevolg van ander mense se toedoen. Wat dit ook al mag wees. Maar ons het nog steeds 'n keuse of ons gaan maar tevrede wees met die situasie waarin ons is, en of ons gaan opstaan en ons situasie gaan verander. Want jy weet, die lewe skuld ons niks nie. Die lewe het hom ook niks geskuld nie. Dit was nie as gevolg van die lewe wat hy in die situasie was nie. Dit was as gevolg van sy keuses. Jy besit reeds jou uitkoms, daarom is God dikwels stil. Ons wil hê God moet vir ons nou hier iets anders gee, want ons het iets anders nodig. Ons luister na mense, ons luister na berigte en stories en wat ons ook al na luister, maar God het reeds vir ons die uitkoms in ons huis. In ons lewe is die uitkoms en daarom is God stil. Daarom voel ons bid, maar God antwoord my nie. God gee nie vir my die uitkoms nie. Want God weet jy het reeds die uitkoms. Daarom moet ons vra vir Jesus om dit vir ons te wys, deur die Gees, vir ons bewus te maak van die uitkoms in my huis. Soos Elisa en Elia gekom het en gesê, die olie sal nie opraak nie, die olie sal vermeerder. Gaan leen kan. Moet ons sensitief wees vir wanneer die Here met ons praat uit 'n betroubare bron om te reageer. Nie hierdie kits geld maak Ponzi skemas wat baie keer najag wat aanloklik klink. Daar is nie 'n manier om vinnig geld te maak nie, tensy jy baie geld het nie. Dis die enigste manier om meer geld vinnig te maak. Die heerlike manier en die beste manier is die een wat jy oor tyd voorsiening maak voor in jou lewe. Die antwoord is baie keer die onwaarskynlike. Maar baie keer is mense in situasies en ek het te doen gehad met mense wat werk gesoek het, en as jy kom by hulle en jy maak voorstelle, dan sê hulle nee, daar's 'n fout hiermee, daar's 'n fout daarmee en daar's te veel van dit. Mense wat uitsoekerig is. As hierdie vrou wat die kanne moes gaan leen het gesê, nee, dit is nou nie my geaardheid om, ek hou nie van goed leen nie. Ek gaan dit maar liewerste los. Dan sê haar seuns verloor. En dan sê gekla en gesê, waar is die Here, en gemurmureer teen God. En dis baie keer in ons lewe waar ons uitsoekerig wees. Ons wil sê, Here, ek wil werk hê, maar ek wil nie daai werk hê nie. Ek wil 'n kantoorjob hê. Ek wil nie met my hande werk nie. Jy sien, God kom met die onwaarskynlike baie keer. Ons beplan baie keer self die uitkoms. Ons wil self 'n plan maak en ons het hierdie goed op papier. Op papier is almal miljonêers. En dan verwag ons God moet sy stempel daarop sit en sê, okay, approved. Maar dis nie God se wil en God se plan vir ons lewe nie. God het ander planne. God weet wat ons het. Het ons 'n goeie idee of het ons 'n goddelike idee?
Want daar's 'n groot verskil. Goeie idees is nice. Kentucky is ook nice. Maar goddelike idees is gesalf en geseën. Ons denke verander. Baie keer klou mense na bekering nog vas in ou denkwyses. As jy jou denke nie verander nie, kan God nie met jou praat nie. As jy nie begin om te fokus op die woord van die Here nie, as jy nie daar fokus om die woord van die Here in jou lewe in te kry, sodat jy dit ken, sodat jy dit praat, sodat jy dit dink, sodat jy dit leef nie, dan kan God nie met jou praat nie. God kan nie in 'n besoedelde brein werk nie. Wanneer ons allerlei wêreldse dinge in ons kop het, en daar's nie plek vir God se gees om 'n inspraak te maak nie, dan trek die gees van ons. God se gedagtes kom deur sy woord en die Heilige Gees. Dis waar jy God ontmoet. Om met God te wandel, moet jy jou brein en jou gedagtewêreld verander, sodat jou geloof verhoog kan word. Jy moet self jou denke van negatief na positief verander, deur keuse. God gaan dit nie verleen of namens jou doen nie. Die vyand in die negatiewe rapport van mense beperk ons denke. En ons is baie keer geneig om die negatiewe te glo, want dit klink soveel meer glorified, dit is soveel meer juicier. Negatiewe kommentaar, negatiewe stories, dis waar op koerante floreer. Ander mense se skade en skandes. En dis interessant, het jy gehoor? Het jy gesien? Met sulke denke kan ons nie hoor wat God sê nie, kan ons nie gefokus wees op wat God vir ons vertel nie. Romeine 10 vers 17 sê vir ons: die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Romeine 12:2, bekende gedeelte, sê vir ons, maar kom ons vat vers 1 by: ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. So ons moet dit doen. Ek wil anders dink, maar ek verander nie my lewe nie. Ek moet my lewe in lyn kry met God se woord, dit wat heilig is. Ek moet heiligmaking nastreef. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy sien, ons wil baie keer die dinge van die wêreld bedink. Ons wil betrokke wees by die wêreld, want dit is lekker en ons geniet dit en ons wil in ons vlees redeneer. En daarom word ons nie vernuwe op geestelike vlak nie, maar ons bly vasgevang in ons vlees. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is, hoor mooi, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en kyk, alles het nuut geword. Nou as ons dit sê, as ek dit glo, as ek dit aanvaar, sê ek aanvaar dit, ek vat dit as God se woord op my lewe. Hoekom sukkel ek dan nog met die dinge van die verlede wat ek nie meer kan klaarmaak nie? Hoekom sit ek nog in bitterheid? Hoekom sit ek nog met onvergewensgesindheid? Ek word nie gevra om te vergeet nie. Nee, ek onthou dat 'n stoofplaat warm is en dat hy my brand. Ek onthou dat daar sekere dinge is wat vir my kan skade aandoen. As ek net oor die pad stap sonder om eers seker te maak, dan kan ek doodgery word. So ek onthou negatiewe dinge ter wille van my oorlewing, ter wille van my voortbestaan. Ek onthou dit nie om te top daaroor en mense te sit en verwyd nie. Want bitterheid is, soos hulle sê, om gif te drink en te hoop iemand anders sterf daarvan. So ek hou my besig met negatiewe gedagtes, met wat kon wees, wat was. Dis wonderlik as daar hoogtepunte in ons lewe is wat was, maar is ook goed om te hou die negatiewe en te leer daaruit. Maar ons moet nie vashaak daar nie, ons moet nie tent opslaan daar nie, ons moet aanbeweeg, ons moet deurdruk, ons moet voortgaan. Want God het ons geskep om meer as oorwinnaars te wees, nie om vas te haak en losers te wees, wat sit hier in die dal van doodskaduwee en ek weet dan nou nie en ek weet nou nie. God weet. God het reeds vir jou 'n plan. Hy het reeds vir jou 'n uitkoms. Hy weet reeds wat jy besit, wat hy kan gebruik om jou lewe te verander. 2 Petrus. As jy baie in die Bybel vanoggend, lekker.
2 Petrus 1 vers 3 tot 9. En as ek weer die keer oplees, 2 Petrus, ja, wat is hier? 2 Petrus 1 vers 3 tot 9, ekskuus. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, sodat julle die verdorwenheid ontvlug het, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die leidsaamheid, en by die leidsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederlike liefde, en by die broederlike liefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy, by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. 2 Petrus 2 vers 19. Hy beloof vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is. Want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. So dit wat ek toelaat om te heers in my lewe, is ek 'n slaaf van. En ek moet nie God blameer daarvoor nie, en ek moet nie mense blameer daarvoor nie, ek moet self verantwoordelikheid neem. En sê, ek gaan my nie laat oorheers. Daar's 'n gedeelte, ek weet nie of dit in Korintiërs is of waar nie, wat sê dat alles is my geoorloof, maar ek sal my deur niks laat oorheers nie. So jy kan doen wat jy wil, jy het vryheid tot alles, maar jy moet oppas dat jy nie laat gevange hou en oorheers deur enigiets nie. Ons is om te veg om iets te verkry of te laat gebeur, in plaas van besit te neem en vry te stel, dit wat God reeds voorsien het. Dis wat ons baie keer doen. Ons bly beklei en ons bly self dinge in plek probeer kry, terwyl ons eintlik na God toe moet draai, want hy het klaar vir ons dinge in plek. Ons wil hê, God moet iets doen, terwyl dit klaar beskikbaar is. Genesing, finansies, geluk en vrede, emosionele behoeftes, deurbrake, geloof. Dis die goed wat ons tot ons beskikking het. Ons liggaam is ontwerp om homself te genees, maar ons het nodig om te glo. Ons het nodig om op die woord te reageer. Maar ons verkies om eerder die leuen van die vyand te glo. Die leuen van menslike opinies. Die Bybel sê ek is, vergifnis is vir my beskikbaar. Ek is 'n oorwinnaar. Ek is tot alles in staat. Die vyand kom en hy herinner my aan mekaar aan my foute. En wat was, en dat ek dit nie gaan maak nie. Terwyl ons moet omdraai en vir hom sê, jy is reeds oorwin aan die kruis. Terwyl ons moet gaan en vir hom herinner aan wat sy lot gaan wees, die ewige hel, die vuur, waarin hy gaan brand. Maar ons glo hom, omdat hy vrye reg deur die mensdom op aarde. En daarom glo ons vir hom. Want jy sien, ons voel dit aan ons voel dit so aan ons vlees, en daarom is dit vir ons so wesentlik. God beweeg in die geestelike realm, en of ons sien en ervaar in die fisiese wat hy gedoen het, hang af van ons geloof en aksies. Hebreërs 11 vers 1 sê vir ons, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Deur die geloof verstaan ons, vers 3, dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Nou sal laaste skrif wat ek net wil na toe gaan. Ons kry almal afdaag. Ons kry almal afdaag, wat ons nie lekker voel nie. Maar ons hoef nie ons emosies, negatiewe emosies en gevoelens te omhels nie. Ons hoef dit nie blyplek te gee in ons lewe nie. Ons hoef nie ons stem daarbij op te slaan nie. Die vrees, die onsekerheid en die moedeloosheid, die minderwaardigheid, die woede, die emosionele en fisiese tekorte. Ons moet nie dit plek gee in ons lewe nie. Ons moet dit bestraf, want ons hierdie dinge ervaar, moet ons sê, ek is 'n kind van die Here, ek is tot alles in staat deur Jesus van my. Al voel jy nie so nie, bely dit. Want dit gaan jou gesindheid verander, oor hoe jy dinge sien. Dit gaan jou in die regte mindset bring, om geleenthede wat God vir jou bied, aan te gryp.
Jy voel nie. Oppas vir gevoelens, dis baie gevaarlik. Jy besit uitkoms deur God voorsien. Leer om God se stem te herken, bid en lees die Bybel. Bevestig dit wat jy wil weet deur die woord. Galasiërs 1 vers 10, ek lees dit en dan maak ek klaar. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Belangrike vraag. Is dit deel van my probleem? Ek wil deur mense aanvaarding hê, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. So ek sê ek is 'n kind van die Here, dan hoef ek nie meer nodig om mense te behaag nie. Ek hoef nie mense se gesindheid, se goedkeuring en se waardes te aanvaar. Want ek is 'n kind van die Here, Galasiërs 2 vers 20. En hier is 'n belangrike deel vir my as ons daarna kyk, want as ek dit sê vir myself, as ek dit op 'n papiertjie tik of skryf en ek plak dit teen my spieël, waar ek dit elke oggend en elke keer wanneer ek by die spieël verbykom dit sien en lees, dan en dis die volgende: ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Ek leef nie meer nie, ek is met Christus gekruisig. As ek môre sê ek is met Christus gekruisig, want ek glo in hom, ek het hom aangeneem as my saligmaker en verlosser. Dan die dinge in die vlees leef ek deur Christus. So met ander woorde, ek moet met 'n geestelike inslag die dinge van die vlees begin beleef. Die woord sê die gees en die vlees begeer teen mekaar. En baie keer oorwin die vlees. Hoekom? Want wat een voed ons die meeste? Ons vlees? Ek praat nie net kos gewys nie. Ek praat van ons sintuiglike behoeftes en begeertes. Gee ons daaraan toe? Gee ons dit kos? Of gee ons geeskos, dat jy kan groei? Wat hierin is die grootste? En hoekom is die stryd so ewig? Dan moet ons miskien net vir 'n oomblik gaan sit, ja, maar ek sukkel man, ek sukkel. Met dit en dat en wat nog? Dan moet ek miskien gaan sit vir 'n oomblik en sê, Here, help my om te sien hier, wat ek besig is om kos te gee, want dit voel vir my, ek gee my vlees meer kos hierso. En dis hoekom ek so sukkel. Hy's groter as my gees. En my gees moet groter as my vlees te wees. Moenie aanvaar wat jy in die fisiese ervaar. Dis misleidend. Neem vandag besit van God se belofte. Word vernuwe in jou denke sodat God se plan vir jou in werking kan gaan. Moenie wag vir later nie. As jy nie nou nie kan nie, sal jy moontlik ook nie later kan volg. As ons uitstel, sal ons nooit by die oplossing uitkom. As ons bly verskoning maak, slothfulness, uitstel is ook 'n sonde. En ons is baie keer geneig daartoe. En ons net so lys verskonings om dit te regverdig. Hemelse Vader, in die oggend sê ek baie dankie. Baie dankie Here dat ons reeds besit, nie net in geloof nie Here, maar dat ons reeds besit, dat U reeds in ons ingesit het, dit wat nodig is, vir ons oorwinning, vir ons deurbraak, Here, vir ons genesing, vir ons voortbestaan. Here, gee dat ons sensitief sal raak vir die dinge wat ons moet doen en plek moet kry. Here, dat ons dit wat in ons huis is, as daar die vraag vanmôre is, gee te kenne wat ons vanmôre in ons huis het, Here, dat ons dit vir U sal gee en beskikbaar sal stel, Here, om mee te werk. Nie in selfsug sal koester en vasthou omdat dit miskien die laaste is nie, of omdat dit te min is nie. Maar Here, dat ons sal gee in geloof, soos die visies wat U geneem het en vermeerder het vir 5000 plus mense. Here, wanneer ons dan vanmôre kom en sê, Here, ek gee vanmôre te kenne, dis wat ek in my huis het, sodat U besit kan neem, sodat U dit verder kan hanteer, Here, om voorsiening te maak, nie net vir my behoefte nou nie, maar ook vir my voortbestaan. Ons dank U daarvoor in Jesus Christus naam. Amen.